en vriende, ek weet nie hoe sê nie. Ek weet nie hoekom is ek so bietjie op my senuwees vanaand. Maar dan baie minder as die eerste keer. Ek sê net vir professor Kas hierso, wat is 'n erediens sonder afkondigings? So ek wil tog net 4 sake skou rondom die reëlings vir die deur lees voordat ek hom gaan bekendstel. Die eerste is verskriklik belangrik. Al die dames wat trouwrok aan het, moet asseblief as ons klaar is, hier kom staan vir 'n foto asseblief. Ek het die vermoede dat iets met die koerant te doen. So asseblief, hulle met hulle manne moet asseblief hier kom staan, as ek maar baie kinders moet saambring, die eerste huwelikheid. As hulle sou so asseblief na die konfetti gegooi is, alles verby is, ontstaan asseblief hier, hulle graag 'n foto van die neem. Dan die kinders en die gaste, wanneer ons 'n sertifikate voorkom onderteken, daaroor gaan professor Kas iets meer sê, dan gaan die gaste en die kinders uit buite toe en kry dan daar konfetti en maak gereed vir ons wanneer ons daar geteken het ons uitgaan, dat nie vir ons die konfetti kan gooi, soos wat dit dan nou hoort, asseblief. En dan die kleiner kindertjies, die laagste kinders hoofsaaklik, by die saal onder in die gang, ek ken al aan die trappe af, daar is die video, daar kan julle iets te eten kry, wat anders dink as dit wat hoe bedien word, meer smaak die kinders, welkom om daar, asseblief, thuis te maak. Dan vraag jy ons nog op dat jy asseblief, as jy die saal kom, die tafels van die kant af sal vol maak, dan daar ook nie net twee by die tafel sit, nie, ons wil ook die saal met elkaar krijgen, is asseblief toch maar die tafels vol maak. Terwyl ons so bly staan, bid ons saam uit Psalm 127. As die Here die huis nie bou nie, soek die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap, die van die Here. Kinders word deur hom gegee. Amen. Is baie welkom almal by hierdie besondere geleentheid in die bestaan van die gemeente, maar ook in die eie lewe, waar ons opnuut in hierdie aan ons trou van beloof aan ons man en vrou, of beter gesê, bruid en bruidegom. En so bly die kinders is ook hier, dat ek kan sien hoe pa en ma gelyk het op die troudag. Ma lyk soos sy gelyk het op daardie dag. Pa, nou ja, sommige het 'n klompie hare verloor. As ek so kyk, ander het 'n bietjie gryser geword, maar dis nog jou pa en jou ma. Ons sing nou uit Psalm 63 al 4 die strofes. Lof sing die Here, die ewige, sing tot sy ere. Psalm 63, al 4 die strofes.
Was daar nog nie enige struikel op die aarde nie, en daar kon nie enige groenigheid opgeskiet nie, want die Here God het nie op die aarde laat reën nie. En daar was nie 'n mens om die grond te bewerk nie. Daar water en die aarde het opgekom en al die grond nat gemaak. Die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geplaas, sodat die mens 'n lewende wese kon word. Die Here God het toe 'n tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens wat hy gevorm het daar laat woon. Die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk, lekker om van te eet, in die grond laat uitspruit. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag is die dag van jy sterf jy. Verder die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die Here God het in die grond al die wilde diere in die vloers gevorm en die mens toe gebring en vastgestel hoe hy elkeen sou doen. Die mens het die name vir al die magdiere, die vloers en die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper ter gelyke gekry nie. Toe die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen in die mens, vul die plek met vleis op, en die ribbebeen wat hy die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar aan die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is ek een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word, sy is uit die man geneem. En dan in die huistafel in Efesiërs 5 vanaf vers 21, wees in eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Hy is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. En die kerk aan Christus onderdanig is, en die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig is. Mans, julle moet julle eie vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad en sy lewe daarvan aan homself lief. Niemand het ooit sy eie vrou gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met die kerk doen, omdat sy liggaam is waarvan ons deel is. Daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hierin lê 'n diep geheimnis opgesluit en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself lief het, en 'n vrou moet dan haar man eerbied betoon. Liewe bruid en bruidegom, u wat hier sit as 'n man en 'n vrou, as twee mense wat opnuut hulle aan mekaar wil verbind. Dit is vir my 'n groot voorreg om hierdie huweliksverbintenis waar te neem. Omdat daar vanaand iets gebeur. Twee mense word
weer aan mekaar verbind. Lang gelede was daar 'n jong man en 'n jong meisie. En die twee het mekaar lief gekry. Hulle liefde was suiwer volmaan. Dit was soos heuning op 'n broodkorsie. Weet jy hoe lekker is heuning op 'n broodkorsie? En die jong man, het op 'n goeie dag besluit om die ja-woord te vra. En hy het die ja-woord gekry. Alles was wonderlik. 'n heerlike witbrood, volop drome en liefde vir die stilte en die donker dae wat sou wag. Wat het van die bruid en die bruidegom geword? Raai net 'n bietjie. Hier sit hulle vanaand. Nie net 2 nie, maar ten minste 3 of 4 of 5 of 6 en noem maar op. Kyk na hulle, 'n bruid en 'n bruidegom. Elkeen het al ietsie van die vatmerke van die jare. Want hierdie eerste dag was lang gelede. Hulle dink baie terug aan die dag. En ek wil hê dat hierdie bruid en bruidegom vanaand moet terugdink aan die dag toe hulle die eerste keer getrou het. Maar nou gebeur daar die wonderlike ding. 11 Maart 1994, dat hierdie bruid en hierdie bruidegom weer vir mekaar die ja-woord wil gee. Dat 'n bruid en 'n bruidegom vir mekaar wil sê, ek het jou gekies. En ek wil dit weer doen. Ek wil jou weer kies. Ek wil my liewe bruid 'n verbond met jou sluit. 'n trouverbond, 'n liefdesverbond met jou alleen, allerliefste, my allerliefste. Ek wil weer vir jou my ja-woord gee, my trou en my liefde. En 'n bruidegom kan nie van God alleen leef nie. Kom ek verduidelik dit vir u. Daar is Adam. God het hom gemaak. En daar is bome en vrugte, en hy eet van die vrugte, en daar is diere. Maar hy het nie 'n hulp nie. Daar is nie 'n helper. Hy wandel met God in die tuin. Hy's naby aan die Here. Maar hy kry nêrens 'n helper nie, 'n gelyke nie. Jy sien? 'n mens kan nie van God alleen leef nie. 'n man, 'n bruidegom het 'n bruid nodig. 'n bruid het 'n bruidegom nodig. En daarom, omdat God weet dat die mens nie van hom alleen kan leef nie, lees ons van die eerste groot operasie in die Bybel. Die grootste operasie. Adam kry narkose. In die Hebreëus staan daar, hy kry tardema, val in 'n diep slaap, dis presies narkose. En die Here is die eerste groot chirurg. Uit 'n ribbebeen, glo dit as u wil. Uit 'n ribbebeen maak hy iets, maak hy iemand, maak hy 'n vroumens. Dit sê, kyk, dit beteken God het nie die vrou uit die kop van die man gemaak nie. En hy bedoel daarmee, liewe bruid, jy mag nie op die man se kop sit. En as jy dit in die eerste huwelik gedoen het, mag jy dit nie weer doen. Onthou dit. Jy kan hier begin vandaan. Klim af as jy kom af. Augustinus sê, kyk, die vrou is ook nie met die voete van die man gemaak nie. Dit beteken,
nie die man se vloerlamp nie. Maar sy kom in sy sin. Dit beteken sy is langsom, sy maat, sy naaste, sy gelyke, my allerliefste, my lieweling, my liefsteling, my naaste. Wat die lieweling bedoel, die bruid en die bruidegom, ten minste vir die tweede lieweling, wat vanavond begin. En dan, as ons dit mooi verstaan, die wonderlike beeld, ek het my maat gekry, ek het my naaste gekry, ek het my allerliefste gekry, ek het my lieweling gekry, dan moet u mekaar lief hê. En Efesiërs 5 help ons om ons te sê hoe ons mekaar moet lief hê. Kom ek gee vir julle 'n paar gedagtes en ek mag u vra, mevrou, onthou die 2, meneer, onthou 3. En 2 en 3 is dan 5. Eerste, hoe moet jy mekaar lief hê? Efesiërs 5 word gesê, wees aan mekaar onderdanig. Ons manne het die teks nog altyd verkeerd verstaan. Ons moet daar staan dat die vrou of die man onderdanig moet wees. Ons moet te laat wees. Daar staan, wees aan mekaar onderdanig. Dis wonderlik. U aan haar en sy aan u. Onderdanig beteken nie, ek is 'n slavin of 'n slaaf nie. Dit beteken ons maak vir mekaar ruimte. Wat is liefde anders as ruimte? Maak ruimte vir u allerliefste. Maak ruimte vir u rooibosduif, vir u lieweling. Maak ruimte vir mekaar. Dis die eerste. Die tweede, Efesiërs 5:25. Bruidegom. Jy moet jou eie vrou lief hê. Jou eie vrou. Sommige mans lees nie goed nie. En hulle lees baie keer, manne, julle moet vrouens lief hê. Nee. Natuurlijk kan jy vrouens lief hê, maar anders as jou lieweling. Anders. Jy moet jou eie vrou lief hê. Net jou eie vrou. En dit beteken, dit is die derde gedagte, omdat die eerste is, onderdanig aan mekaar, maak vir mekaar ruimte, manne, julle eie vrou, net julle eie vrou, ons moet ons aan mekaar offer. Jy weet mos, die deur na geluk gaan na buitekant doen. As ek myself offer aan my man en my vrou, myself gee aan my man en my vrou, dan vind ek geluk, dan is ek gelukkig. Ek moet myself op die altaar gee. En Christus het dit gedoen, dat ons geluk kan kry. Liewe bruidegom, gee uself aan mekaar. Offer uself aan mekaar. Laat die deure van nageluk in die huwelik na buite toe oopgaan asseblief. En die vierde, van hoe julle mekaar moet lief hê, liewe bruidegom, leef uit vergifnis. Vergifnis maak die huwelik heel. Vergifnis hou die huwelik heel. Vergewe mekaar soos Christus julle vergewe het. Vergewe mekaar. Doen dit gereeld. Wees onderdanig aan mekaar. Gee liefde aan jou eie vrou, offer julle aan mekaar, gee julle aan mekaar, gee aan mekaar vergifnis en kos liefdesspyse. Nie 2 weke gelede se saagvoeding nie. Al is dit wonderlik, maar nuwe saagvoeding, nuwe voeding elke dag. Sorg vir wat voed mekaar met liefde en versorg mekaar. Liewe bruidegom, meneer, hou haar so mooi as wat sy vanaand vir jou is. Versorg haar met die liefde. As daar 'n paar rimpeltjies kom, bedek dit met die liefde. 'n Paar plooie, ons almal kry plooie. Kyk maar in die spieël.
wat bedek die plooie met die liefde. Pas haar op, meneer, mevrou, pas hom op. Hy het die sorg so nodig. 'n man is sonder die liefde useless. Niks werk. Wat in julle lewe kan sien, hoe 'n man en 'n vrou mekaar behoort lief te hê. Dat hulle in julle lewe die voorbeeld kry van hoe hulle in hulle huwelik moet leef. Hoekom? U wil nie, u kan nie sonder mekaar klaarkom. U het mekaar lief, baie lief. Allerliefste, ek kies jou weer op die 11de Maart 1994, weer en weer vir altyd. Baie geluk met u keuse. Baie vreugde, baie seën vir u huwelikslewe. Broer en suster, bruid en bruidegom, op die lewensdag. Self toe aan die begin gesê het, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal ook iemand maak wat hom kan help, sy gelyke, hierdie teks uit Genesis 2. Die huwelik is 'n hegte eenheid, waar dan geen plek vir derde persoon is nie. Hierdie eenheid is die diep geheim van 'n gelukkige lewe, die grondslag van 'n gesonde gesinslewe en die hoeksteen vir 'n stabiele samelewing. Egpare wat hulle eenheid, geluk en toekoms in God vind en wat hulle lewe inrig onder sy heerskappy, is vir mekaar, vir 'n familie, die kerk en die samelewing 'n vreugde, krag en inspirasie. Dit gee aan 'n egpaar vrymoedigheid om vir sy leiding oor die huwelik te bid. Liewe broer, jy moet jou vrou lief hê soos Christus die gemeente liefgehad het. En soos hy die hoof van die gemeente is en omdat homself daarvoor oorgegee het, dat jy die hoof van jou vrou moet jy haar in liefde dien, lei en beskerm. Liewe bruid, as vrou moet jy weet dat God is wat jou aan jou man verbind het. Net soos die gemeente aan Christus verbind is en soos die gemeente die Here liefhet en in gehoorsaamheid volg, so moet jy jou man lief hê en hom volg met alles wat reg en billik is. Daarom bruid en bruidegom, moet jy albei opkyk na die Here en vir hom sê, aan u bly ons altyd gehoorsaam en getrou. Ons sal u woord lees, dit oordink, ons lewe daarvoor ons inrig, saam bid en u saam dien. Leef uit dit wat Christus aan u gee. Bou met liefde en vertroue voort op die mooi dinge wat julle in mekaar gevind het. Vir my selfsug en eie sinnigheid, dit verbreek gemeenskap tussen mense. Gee julle aan mekaar op allerlei maniere met erns en met humor, in gelukkige oomblikke en ook in moeilike omstandighede. Moenie toelaat dat iets of iemand ooit tussen julle twee kom nie. Wees daar voorberei dat die self aan die genoeg neem dat julle gelukkig is nie. En soos hy die ongeluk en die dood aan die begin van die wêreld gebring het, so probeer hy deur die eeue 'n wig tussen 'n man en sy vrou dryf. Soek julle krag in Christus, want hy die bose oorwin. Ek vra aan u die vraag waarop u lang gelede ja geantwoord het. Nou vra ek al die bruide wat 'n huwelikstoewyding gaan aflê, 'n verklaring gaan teken nadat die seën aan die einde uitgespreek is, dat u nou waar u sit, die volgende woorde hardop sal nasê as ek vir u voorgelees het. Vir altyd en in alle omstandighede aan my bruid. En nou vra ek aan u, liewe bruidegom, om ook die voorneme hardop
beloof asseblief hardop dat u opnuut hierdie bruid tot u bruid neem, voor God en sy gemeente, beloof ek liefde en trou, vir altyd en in alle omstandighede aan my trou. Ideaal opbeloof, ideaal weer vir mekaar gegeen. Gee nou, terwyl jy daar sit, aan mekaar in die regterhand, en as jy wil, kan jy weer die ring insit, of kan jy vraag, hoor ek iets op die nek hang, dat dit seer maak op die nek. Doe dit weer asseblief. Mag die Vader julle beskerm en lei. Mag die Here Jesus in sy liefde en genade in julle leef. Mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan mekaar en aan julle medemens. En mag julle twee en julle gesin baie gelukkig wees. Amen. Ons dank U vir die huwelik. Dankie vir my bruid en my bruidegom. Dankie dat ons vanaand weer ja vir mekaar kan sê. Dankie dat ons nie sonder mekaar kan klaarkom nie. Ons bely dit, ons sê dit, dat almal dit kan hoor.
Dankie vir die vlam van die liefde, wat soos hier die kersliggie flikker, ook in ons lewe en in ons huwelik, dat die vlam opnuut sal brand, en in ons huwelik, soos 'n lig in die donker wêreld sal wees, 'n lig in die gemeente, 'n lig in ons huis, oral waar ons kom. Dankie dat u vanaand die lig op 11 Maart 1994 opnuut aangesteek het. Maak ons gelukkig. Maak ons mense 'n man en 'n vrou wat tot u eer lewe en mekaar ook gelukkig maak. Ons gesin saam in u diens in hierdie gemeente in die naam van Jesus die Here. Amen. Ons eenheid is onafskeidbaar. Daarom wy ons huwelik opnuut as 'n verbond aan God toe. Ons besef dat U ons huwelik wil gebruik om die gemeente op te bou. Ons stel ons huwelik in diens van ons gesin en die gemeente van Christus. Vergeef ons, Here, dat ons dikwels ongeduldig met mekaar is, ons nie meer verloor, mekaar verwaarloos, afskeep en nie altyd opreg waardeer nie. Help ons, Here, om eensgesind teenoor mekaar te wees, hartlik teenoor mekaar op te tree en mekaar voortdurend in Christus te vergeef. Ons bid dat die Gees ons sal help om nederig, sagmoedig en verdraagsaam op te tree en in die toekoms meer op mekaar se moontlikhede en positiewe punte te konsentreer as op die foute en tekortkominge. Ons beloof om mekaar onvoorwaardelik lief te hê, sodat wat ons ook al sê of doen, ons alles in die naam van ons Here Jesus sal doen en God die Vader sal dank deur hom.
Dankie Here dat U vanavond vir ons die voorreg gegee het om vir ons allerliefste te sê dat ons opnuut die pad wat voor ons lê saam met hom op haar geloop. Dankie Here dat ons liefde mag vind, die liefde wat U vir ons gehad het, en dat ons daarin ons mag verlustig. Dat U vir ons onderneem, Here, dat die jaar wat ons vanavond opnuut teenoor mekaar gesê het, dat dit nie net deel van 'n seremonie sou wees nie, maar dat dit intens bedoel sal word in ons harte en dat ons daarmee opnuut weer onderneem om die pad saam te loop, soos ons op hierdie sertifikaat het. Dan gaan slaap, sal seën en ons hande en ons harte ook vir hulle sal oopmaak, dat wanneer ons het oorvloed geniet, ons ook gedagtig mag wees daarvan, dat daar ander is wat nie het. Mag jy die genade, wees met ons bid dit om Jesus naam. Amen. Vrienden, sal nie dat vanaf die kerk,
mens weer 'n keer 'n skop om die nek sit? Hoekom moet ek naamlik weer kom sê, ja. En die nieuwe kant, het ek ergens die mooie ding geskryf, hy sê, elke verhouding is 'n sondeval in die kleine. Die mens word op die paradijs gedaan. Jy weet net, die wonderlijke is iemand kan weer in die paradijs vandaan word. Dat is geskryf in Pretoria toe. Ek kom op persente te kom haal, want by troue kry 'n man persente. Al wat ek gekry het is 'n Amarie en Paganini in my ore. Dis my voorreg om te sê geluk vir die almal. Uit die diepte van my hart, meneer en mevrou, mag die lewenslang net geluk ervaar. Mag dit 'n wonderlike aand wees. Mag u hierdie tweede begin, 11 Maart 94 vir ewig onthou. Ek sal dit vir altyd onthou. Mag ek aan die heel einde vir u sê, ek het nie gedog het gaan so lekker wees die troue. Dit was vir my 'n wonderlike aand. Ek is so bly dit gekom. Ek wou 'n verskoning uitdruk, maar Josie was so smekend. Ek kon vir haar sê dat Natal speel vanaand in die finaal. Ek weet wat gebeur. Dit was regtig wat gebeur, jy weet. Wie dit tel? Wat? Ag my. As jy nie 'n bruidegom vanaand was, dan het ek gesê jy lieg. Is dit regtig? Oh my hemel, goed ek is hier, ek vergeet dat. Ek proef hulle, is die lewe. Naamlik is het liefelijk. Kom ons proef die geluk, kom ons smaak die geluk. Baie geluk, liewe bruid, liewe bruid.
Sarah, my dearest, dearest, darling daughter, child, tonight at your wedding night, your husband is going to do the most horrible things to you. They say, Father, don't worry, my child, be brave, and close your eyes and think. Een heerlijk vermogen is dat u net die eie vleesie saambring om na te draaien. Al die gereedschappen daar, die jonge werkspanners, die bokken en alles is daar. U moet net die vleesie saambring so die oosters. U moet asseblief nog nie wegval van die hoofdgerecht nie. Ons sal allemaal ons gesel op ons kan wegtrekken. Aan de tafel verbonden is een schrijfmachine. En dan ding waarmee je strepen moet kan lezen. Dit is een baie eenvoudige vraaglijst voor je maat. Hij moet eerst voor je opmaken. Ik is nog niet onderwijzer in mij, ik ken die research. Hij is het baie mooi. Ik ga voor je zeggen, maar beantwoord die vraag baie recht. Baie eerlijk, baie vinnig, baie recht. Moet niet van je maat vragen of antwoorden zoeken. Je moet niet kijken wat als ik weer hoor, die moet je nou krijgen. Je gaat een gelegenheid krijgen om het extra voor jezelf en dingen te bepalen. Dat betekent, ik kan die vraag in de orde stellen, niet merken dat hij klaar is, moet hij klaar is. Je moet het alsjeblieft zo vanaf maken. Daarna is het voor je wat je moet maken. Kom eens tegen die vraag alsjeblieft. Goed vraagje. Wat is je maat zijn gunsteling kleur? Schrijf het dit dan hier alsjeblieft. Niemand mag praten behalve ik. 2. Van wat er soort kost hou je maat 2 die meeste. Van wat er soort kost hou je maat die meeste. 3. Jullie moeten alsjeblieft verstandig wezen. Wat denk jij was je maat zijn grootste verleerdheid? Die van die wat lacht, onthou zeker tenminste die geleerdheid. Die van die wat lacht, onthou zeker tenminste die geleerdheid. Wat er nommer schoen, draai je nummer 4. Wat er nommer schoen, draai je maat. Probeer maar je te houden. Dat is hier wat nog een amper 6 kilometer weg. Diamond. Nummer 5. Hoe oud was je maat toen je het eerste kind geboren is? Hoe oud was je maat toen je het eerste kind geboren is? Je moet alsjeblieft niet praten wezen. Dan kan je ook niet achterkomen wanneer ik klaar ben. Wanneer is klaar? Wat was je eerste geschenk? Wat jij van jouw maat? 6. Wat was je eerste geschenk? Wat jij van jouw maat ontvangen hebt? Wat er gewoonte of gewoontekie van jou maat irriteer jou die meeste? Nummer 8. Wie is jou maat se gunsteling zanger of zangeres? Nummer 9. Wat is jou maat se stokperdie of gunsteling tydverdryf? Nummer 10 bevestig. Wat er doen met jullie die eerste maal in die huwelijk bevestig? Skryf maar net sy van, hoor nou nie 'n kans vat nie. Dis die eerste keer. Dis nou nie vanaand nie, hoor nou nie 'n kans vat nie. Dis die eerste keer. As jy naaste by nummer 10, sal dit wees.
Mooi. As jy naaste by nommer 10, saam met my. Ja. Mooi. Waaroor dink jy? Nommer 11, jou maat die jammerste. Waaroor dink jy is jou maat die jammerste of die spytste in sy of haar lewe? In jou watter grootste blad het jou maat ooit gemaak? In jou oor watter grootste blad het jou maat ooit gemaak? 12. Waar is jou maat van die lekkerste vakansie? Noem net die plek. Of net die provinsie nie, asseblief. 13. Watter kleur is jou maat se oor? Nie nou kyk. 13. Watter kleur is jou maat se oor? Nie nou kyk. Dan bly onbeslis motor. Was jy 'n bruidskar? Watter soort motor was jy 'n bruidskar? Het jy die eerste troue? Wat dink jou maat? Kan jy glad nie doen, nie dat jy oorgraad vra. Dis miskien dat jy oorgraad vra. Wat dink jou maat? Kan jy glad nie doen nie? Wat dink jou maat? Kan jy glad nie doen nie? Wat 'n tydskrif lees jou 16 die graagste? Wat 'n tydskrif lees jou maat die graagste? 17. Wat is jou maat se gunsteling drankie? 17. Wat is jou maat se gunsteling drankie? Nie vanaand kyk, dit sal nie help nie. Maar 18. Van watter sportsoort hou jou maat die meeste? Nommer 19. Waar het julle verloop geraak? Noem jy die plek? Waar het julle verloop geraak? Hoe praat saam met my? Hoe praat saam met my? Ek kan vir julle alles doen dan gaan môre. Nou wat jy op dan moet jy gaan môre. 20. Wat dink jy maak die maat die gelukkigste? Sou jy oordeel wat maak die maat die gelukkigste? Nou kan ek vir die 3 en 5 minute om die 5 sinnetjies te voltooi. Die ou taal sê maak vol op die volgende sinne te voltooi. Want nee, daar mag jy nie vol maak nie. Jy moet hulle voltooi. Jy dink maar so 'n bietjie daaroor skryf. Ek waardeer dit baie as jy jou daar help in die tempo. Ek kry dit maar voor, ek kan jou daar help in die tempo. Ek waardeer dit baie as jy jy moet maar vir jouself dink, hoe moet jy die maat vra? Ek is nie vir jou omdat. Maar ons daar sê die voor eerlike regtig is nie omdat. Ek is nie vir jou omdat. As jy saam met my daar, skryf jy nou. Ek so. Ons huwelik, ons verhouding is vir my. Wat is die werk? Nou kan jy skryf wat nie oordeel, wat is die werk is? Toch moet jy kan jy sê eerliker as dit. Jy is asseblief eerliker as dit. Ons huwelik met ons verhouding is vir my. Ons huwelik met ons verhouding is vir my. Nommer 3, my grootste begeerte is dat my grootste begeerte vir ons verhouding seker maak. My grootste begeerte is dat Nommer 1, ek is dankbaar vir, ek is dankbaar vir. Nou kom ons, dis nie voor, ek is dankbaar vir.
Goed, de declaratie is niet volgemaakt. Nou vraag ik u dat je alsjeblieft twee dingen doet. Nou vraag ik u dat je alsjeblieft twee dingen doet. De eerste is weer ruilen op papieren. Doe eenvoudig. En je merkt elkaar zo. Eerlijk en oprecht. Je kijkt of die andere ook weet wat je die meeste irriteert, wat ook al. Dan geef je op een punt in 20. Dat is de eerste opdracht. Daarna, luister alsjeblieft. Daarna tel je eenmaal die punten bij elkaar, zodat ons er een paar een punt uit 40 krijgt. Een punt uit 40 voor die paardje. Het gaat niet voor wie ze maar die bezigheden, het gaat niet over de paardje met hulle, wat elkaar die bezigheden. Ze merken gaan met elkaar. Geef elkaar een punt uit 20, daarna kan je dit bij elkaar niet doen. Wees alsjeblieft eerlijk. Vraag maar als je niet verstaan wat hij geschreven heeft niet. Maar als hij doet, dan krijg je niet mooi blauw en dat is groen of zwart. Dan moet ik ook niet te vragen. Dat is het verkeerd. Achterna, de antwoorden in de formulier is opgeboden. Champagne ontbijt die goed maken en met niks, dat is alcoholvrij. Baie dankie. Kom ons kyk 'n bietjie. Net weer gestaan met 41. Ek staan daar. Dankie, sit maar, en ek het nie sleg nie. Dan is het van 11 tot 20 jaar. Waar kan jullie heen? Waar kan jullie heen? Baie dankie, ek ben die meeste daarom. 21 tot 30. Hoe kan jullie dan beter lezen?
39 tot 40. Kom ons kyk 41 tot 50. Kom ons kyk wie is 45 jaar getrouwd. Of wie is 40 jaar getrouwd? Niemand nie? 39 of meer? Niemand nie? 39. 38 jaar getrouwd. 37. Daar het ons hulle. Kijk hoe moeilijk hulle na hoeveel jaar? 37. Hulle kinders het hulle na getrakteer met die eerste trouwbestekseer van 37 jaar. Twee prachtige glazen wat uitgegraveerd is in kan. Nee, hulle nog een ander klap in de kop. Baie dankie. Baie hulle kom misschien hulle nog een ander klap in de kop. Wat mij betreft is echt klaar. Ik vraag voor Herman, die ceremoniemeester, om te zeggen wat nou gaat gebeuren. Die hoofdgerecht gaat over die bord en dan kan iemand alsjeblieft zelf helpen. Dat de bijgerecht weet die gastvrouwen nou die hoofdgerecht voor ons bedient. Aan die tafels, elke keer scherp. Dat is dit die vertel je met van scherp kan een man nou raak met na 37 jaar. Die nou niet meer die nou Tannie Annie sê ek wil straf vanavond en ek vraag hem in slakke voorgerecht maak van slakke. En sy sê opa, soos die kom sê opa, gehaal ons ons geslag haal. Ja, sê Petrus, sy 5 in die maand. Petrus daar weg en hy ry en hy gaan soek op die slakke ergens weer in die sikkel. Hy kry 'n skoolmaat van die hande. Kyk as op die weet en dan maak so 'n paar draaie en die land daar by die sportsmans lounge weer daar aan die kant en hulle kuier man. Sy die vriend van hom sê, "Jong, wat het jy gemaak?" Die slak sê Petrus, ek het slak gekoop vir Annie. Sy wil voorgereg was van slakke. Ons bedryf en hy sê, "Jong, maar ons bedryf nog aan 'n stikkie. Wat het jy?" Nee, sê Petrus, "Nee, maar ons maak nog so met so 'n droogdop." En Petrus hulle kuier nog so 'n versie en toe loop hulle. Petrus ken haar 37 jaar. Hulle moet huis kom. Ek weet Petrus ken haar 37 jaar. Hy weet. Ja, is moeilik wat nou kom. En hy vra nog 37 jaar wat nou kom. Dan kom Petrus vra vir die vriend van hom, luister, het jy vir my mes sny die jas in, van die blik oop die mes sny die slakke uit, blik oop, die pak hulle, haal die slakke uit, en pak hulle so mooi langs mekaar, en klop aan die deur, voor die voordeur, dan die Annie maak, en klop aan die deur. Dan die Annie maak, en deur so oop, beriesend kwaad. En toe sê die deur so oop maak, beriesend kwaad. Toe sê Petrus, toe sê ons Petrus, moenie nou dat ons hier by die huis kom, nou dat hulle boek word. So verskriklik naby was. Sy was verskriklik goed. Ekskuus daar baie. Sy was verskriklik sê by die troue. En toe sê by die troue een van die ander man. Toe sê een van die manne mooi. Is dit nie 'n ongelooflike sê die ander ja maar so gebou in die Japaanse plastiese figuur. Sê die ander ja maar so gebou in die Japaanse plastiese figuur. Nou Josie se pa was nie plasties soos hy hy het dit sommer uit sy kop gekry so mooi vrou. Dr. D en ons stel aan maar die voorspreek dan asseblief. Baie dankie. Eerstens wil ek net vir elkeen van u wat die donasie is baie dankie sê. Ek weet hierdie aanstaande moontlik gewees het as baie jong kom bygewoon het nie. Dit is regtig baie dankie vir die teenwoordigheid. Dit is regtig vir ons as pastorie Paralino om soveel van ons gemeentelede op 'n Vrydag aand sins al die mans by die huis van wees wat hulle sins aand is.
saam met ons baie dankie daarvoor. Ek wil baie dankie sê vir almal wat gehelp het om iets te maak. Dis van die Simon Slaai alles wat gemaak het, die bydraes en ook die geldige bydraes wat gekry het uit blok C en D. Baie dankie mense, ons waardeer dit. Dan baie dankie sê vir die helpers daar uit kombuis, met dit en Haspan. Meneer baie dankie dat julle vir ons ook die sake daar reg van die kombuis. En ook dan die blomme in die kerk en ook die kloopvakrykers vir die seremoniemeester Hendrik en baie dankie Martie baie dankie vir die pragtige blomme in die kerk, die voorbetaal. Ek dink almal sal saamstem, dit was baie mooi. Martie het nou die pragtige gebaar gesê, elkeen van u wat belangstel in 'n ring op die tafel, kan dit koop teen R15, elkeen wat belangstel, dan kan jy net vir my kom sê, elkeen wat belangstel om so 'n ring te koop, R15, maar dis wat die ring kos. Kom sê vir kerse, gaan jy dieselfde daarby, kom sê vir my, en dan kan jy baie dankie sê vir Marie Marit, en ek wil baie dankie sê vir Marie Marit, en ook Mara Kreer, wat gehelp het met die blomme, wat op die tafel is, dit is baie mooi. Ek wil dankie gesê, kan ek jy net die hulle, die fotohoekie, kan ek jy net die hulle, ek net ons gaan, wat ons baie kyk na daar die foto's, wat ons skaamniere opgeplak word, en baie dankie dat jy die fotohoekie so mooi gemaak het, dat vir ons paradijs toe ons daar van ons staan. Baie dankie vir Hanneke de Waal, wat ons die roomhuis geskenk het, die ijs, die koeldrink en die glaase kom van Johan Marais af en ook die Karen Lorry. Deel daarvan word betaal en die fondsheid wat ons ingesaamd is, maar een groot deel kom ook is Karen en Johan Marais. Baie dankie daarvoor. Die trouwboekies wat die voor is, waarvan Hendrik gepraat het, toe die proefsonde het afgebak, en ek kan gaan die moet asseblief. Elkeen vir die stukkie vat, en was met 2 vat, en 3 kan ons proef. Dan die chocolade-saus, dus nou net gaan proef. Annetjie Boshoff, baie dankie daarvoor. Die voorgerecht wat jy geëet het, was al die harde werk van Karen Lorry. Karen, baie dankie, dit was heerlijk. Die uitwerkingskaartjies, wat jy ontvang het, die trouwkaartjies is gedoen deur Alida. Baie dankie ook dat ons so baie mag gebruik maak van jou tekentalent en jou skryftalent, dit is ook baie mooi geweest. Dan, een speciale woord van dankie ook aan Martin Boetes. Hy was aangedag en aangetrouw het met die vrou wat vreed verwacht, Martin. Baie dankie vir jou baie moeite. Ek weet, ek sien hoeveel moeite jy gehad het met die kerk wat jy boos. Baie dankie vir jou harde werk met die spreekkaart. Ek dink elkeen van die paard wat vandaan daar die spreekkaart onderteken is, gaan het sensitief raak. Dit is ook baie kostbaar. Dan Martin is by Media Limited Namibia, Media Unlimited Namibia, so jy kan het gerust ondersteun hoor. Dan baie dankie vir ons, sy sien hier en ook vir die solis, Lilla de Plessis, dat sal saamstel dat dit baie mooi was in die kerk. Dan die hotdogs vir die kinders, Joyce Kleer en Evers. Dan die TV wat daaronder is, waar die kinders sit. Baie dankie Jan, jou besigheidstye. Ons het lang gewag vir die televisie wat werk. Baie dankie. Daar is ook ander skenkings geweet in die broeders, het ons al televisie gegee. En ook Jelka Burger, ons gaan dit sorg dat hulle dit bedrijf gemaakt word. Baie dankie daarvoor. Die fotograaf is deze kerk, Gerrit Buiten, baie dankie. Ook die foto's wat ek net daar sit en ook Gerrit, baie dankie. Terloops, ek wil in verband met die foto's sê, ek ontvang morgen reeds die foto's. En sondag van het in die kerk, dus ek surprise dat nie. Sondag van het in die kerk hier opgeplak word nie. Binnen die kerk word, dan wees ek in ver, want ek op professor kast het. Ek gaan het buitenkant een voorportaal opplak. Julle kan die skellings by my foto's. Geen veilige foto's, maar Gerrit sê, dit is een groot foto wat julle krijg. So alle bestellings kan via my foto's word. Dan ook aan Philip Koekemoer, baie dankie Philip het hier aan rondgestaan met die camera. Ons waardeer dit integriteit met die opgeoffer. Baie dankie ook vir die geskenk. Dan aan Hendrik Vrij, baie dankie ook vir die geskenk wat jy vir ons oorhandig. Ek dink dit gaan die later vir sy kas gaan oorhandig. Ek dink dit gaan een van sy kostbare besitte dan as hy teruggaan van Pretoria. Baie dankie, sê ek van hulle name lees. Dan wil ek ook vir die gasvrouwens baie dankie, sê ek van hulle name lees, want jy sal saam met my stem. Hier gasvrouwens het Alida Woorde, hulle baie goed van hulle taal gehoor. Alida Woorde.
Nadia Anixie, Elma Raas, John Taylor, en Annie van Wyk, Weerkop, Alice Stroll, Eleanor Novo, Ella van der Merwe, Mara Kreer, Christopher Scheep, Karen Lorry, Letitia Consolonel, Liebenberg, Marie Mariste, Letitia Heidebel, ek hoop ek het een by die naam gehad. Ek dink ons die weer van die baie lekker aan. Dan wil ek ook baie dankie sê vir ons seremoniemeester Herman. Baie dankie ook dat jy vrydag en ontydig wat deur jou vrouediens. Ons waardeer baie dankie Herman dat en ook op baie besondere manier en dan ons seremoniemeester was. En dan laat van die mense die aan die hemelsgevalle wat vir ons huwelik gemaak gegee is. Ek wil ook hierdie geleentheid om vanaand op iets mekaar sê, ek is lief vir jou en ek bly die Here het jou ingevul. Baie dankie. Ek vind op die elke kans kan sy gaan na ons belangrikste besoeker. Baie dankie sê. Sy gedink dit is nou die belangrikste besoeker wat ek kan dankie sê. Eers net vir ons belangrikste vrou van die aard. Baie dankie sê Josie. Ons weet hoeveel het jy ingesit en hoeveel senuwees moes wat sy vir ander sê. Senuwees moes saam met 'n paar gevaai. Ons wil net vir jou sê eintlik ons vir jou baie geluk wens met hierdie aand. En ons is saam met jou dankbaar vir hierdie pragtige dankbesoek. En dan het sy vir sy kinders ook dankie te sê. Want ek weet nie keer hoe sy kinders oppas en hoe sy kan help en al die dinge wat hy ook gedaan het behalwe. Dit is baie dankie vir jou aandeel en die sukses. En dan is ook by ons belangrike besoeker. Van Kas, dit is sterkte vir my vriende om te laat die dankie te sê. Toe die nuwe huweliksdag, die eerste paartjie daar op ek vir hom sê, ag nee man, ek wil ook weer sal, ek wil ook so jou vir my, en ek wil ook weer daai ding vir jou sê, en jy moet ook weer vir my in die oor kyk en dit vir my sê, en hier wens van my, ek genaan, en ek die groot wens van my waardevol, en ek hoop dit was ook van ander mense, ook een wens vir hulle gewees, en dat het vir hulle ook net so veel beteken, dat glo ek is regtig daar. En dat ons het nou begin met die aand, en ons het gepraat oor hierdie aand, en ons het nou, dan gaan ek regtig sukses wees. En dan moet ons vir die besonder baie dankie sê, en ons moet aanwys. Jy het reg gekry om ons weer in die paradijs in te lei. En ons sal daar die kostbare rooibosduif sal ons die teer baie aard en toegehandel. En baie dankie vir al die mooi gedagtes en dat ons weer bewus kan word. Wat 'n wonderlike gawe die huwelikreis van die Here ons gegee. Baie dankie. En dan wil ek nou net 'n geskenk oorhandig, soos wat Josie ook gesê het, wat die regtig gaan herinner aan ons. Ons is regtig trots dat dit geskenk is wat uit ons. Ons is regtig trots dat dit geskenk is wat uit ons gemeente uitkom. Dit kom regtig uit ons hart. Natuurlijk ken je Herman Kelder. Jan Diers en ik weet zien niet dat naam goed. Ik ken Jan Diers erbij. Ik voel ons al baie jare vinden. Baie dankie vir die wonderlike gebaar. Ek vat dit met gragte saam en ek sal altyd van die gebaar word.
is so prachtig. Ek sê mag ek vra? Waar? Ek wil graag 4 belangrike mense ook na vore roep. Ek val ook geskien nie. Dis Christa Forsie, Elna Rao, Karen Laurie, Jamamari. Ook julle moet dit na vore. Jamamari. Dames, ook julle moet dit na vore. Dit is die 4 dames wat leiders was van die blokke en hulle was baie groot staatmakers. Mense, ek weet julle baie hard gelerg. Ek hele gemeente gesin het raak gesien, maar vir al die hele keer dat julle gesindheid regpas waarin julle gedoen het. Baie dankie vir maak vir julle. Kijk, jij moet gerust daarna kijken, waar je daarna kijkt, ons groer, ons hier gebleven. En alle Sipse paise paarden, maar ik hoop dat het vertrekt. Je maat was misschien niet lekker video. Lekker koffie, die kan ook lekker thee en zitten. Dat is ook net die zand doen. Praat met mensen door om je wanneer je ook Kijk, dat is net die ruikertjes waar dan op die tafel staan, die rietjes waar daar staan.
het Martie gemaakt en die opkomsten daar gewonnen is R15. Beteken? Marie. Ja. Ik is Marie. Ja, natuurlijk wel. Dat ik verstaan. Maar vanaf ik in die vrouwendienst is, ik ook niks van aan. Nou, ja, het lijkt voor mij zo dat die ringetjes, het is bij Martie verkopende, die kosten daarvan was R15. Nou, die vrouwendienst moet dit nou betalen. Nou is die rationaal achter die hele zaak is dat als je nou zo'n rangskip koop voor R15, dan spaar die vrouwendienst nou R15. So as dat daar van die mannen is, wat nou nie vandag blomme koop het nie, hier is nou ruim geleentheid om 'n blommetje te koop. Hier dan net vir R15 baie dankie. Dat elke ou nou sou vertel, jy weet hoe hy nou uiteindelik nou tot 'n val gekom het, struikel het en uiteindelik in hierdie ellende beland het. En toe was daar nou oom, sy naam ek nie sal noem nie, want is baie bekende mense in ons land. Hy sal my nie kwalijk neem dat ek dit vertel nie, maar ek sal nog liever nie sy naam sê nie, maar hy vertel dat toe hy en die tannie getrouwd is, toe het hulle in Springbok gebly. En in Springbok het hy nou al voordat hulle getrouwd is, het hy nou al so 'n bietjie die behoorte gehad om te veel te drink. Maar sê die tannie nou, sy het nooit gedink dat die ding nou verskriklik ernstig is nie. En sy het nou dit gewaag met hom, jy weet, te drink. Maar sy sê, nou vertel sy dat sy kon nooit verstaan dat die aand met die troue is hulle by die geselligheid, is hulle weg, maar hy was heeltemal in staat om self, weet, oor die weg te kom. En toe het hulle nou hulle going away nou gaan aantrek en so, en op die bus is hulle nou Kaap toe vir hulle wittebrood. Maar sy sê, sy kon nooit verstaan dat hoe verder hulle ry op die bus, hoe meer onkapabel raak die oom. Sy sê soveel so dat hulle nou daarby van Reinsdorp kom. Toe moet hulle nou die oom, moet sy in die bus bestuur nou die oom uit die bus uit help tot by die nodige plek. En toe hulle nou daarvan terugkom en elke nou ietsie gekoop het om te eet en so, toe voel sy nou sy sakke deur om agter te kom of in die ergens iewers te was. Sy sê, man, hy sit die teen haar, ergens, maar hy het 'n blom. 'n blom wat so staan. Sy sê, toe kom sy agter, die oom het lank voor die troue, dat hy sy knipmes gevat. En toe het hy hier, het hy so slootjie ingesny, en toe het hy sy halfjackie hier in die sak gesit, met 'n strooitjie in, dan sit hy die strooitjie hier deur, en hier deur die knoopsgat, en hier binne in die blom. En sy het agtergekom, kort, dan ryk hy net so hier aan die blom. Toe sy by die liedjie.